Kijk, so weer. Goeiemôre. Gaan het goed met elkeen van julle? Ek is bly om 'n bietjie paar gesigte te sien wat op vakansie was en weer terug is. En dit is so lekker om die bekende gesigte altyd te sien. Ek sien ons tafels is vol agter. Wow. Jy. Maar welkom elkeen van julle en ek is so bly jy is hier so vandag. Ons sluit af die reeks van geskenke en kom ek vra gou die week het julle uitdaging gedoen? Het julle bietjie gaan kyk wat staan dit van mirre? Wat beteken mirre? Okay, kom ons gaan 'n bietjie terug. So ons eerste week gepraat 'n bietjie oor die wierook, oor frankincense. En wat wys dit nou? Hoekom die wyse manne hierdie geskenk gebring vir Jesus? Wel, hierdie frankincense, die wierook, verklaar dat hy ons hoëpriester is. Dat hy ons priester is, hy is ons intercessor tussen ons en die Vader. Ons kan nie na die Vader gaan sonder hom nie. En hy is ons hoëpriester. Amen? Amen. Die tweede een ons gekyk na laasweek was mirre. En mirre verwys na as mense doodgaan, smeer hulle daai gom op mense se liggaam, laat dit nie so baie vinnig ontdooi nie. En dit wys van waar hy in die krib was na die kruis. En wat die middelpunt van ons Christendom is die kruis. So jy kan nie Kersfees uithaal of die kruis uithaal van Kersfees nie, want die kruis moet saam daar wees met die krib. En waar ons vandag gaan kyk is na goud. En ek weet nie, hierdie is een van die belangrikste, ek wil sê, wat sinvol gemaak het vir my, as 'n ouer, wat die wyse manne gegee het. So voor ons aangaan, kom ons lees gou Matteus 2 vers 10 en tot 11. En toe hulle by die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. Is jy met groot blydskap hierso? Amen. Want hierdie is wyse manne, en ons gaan nou 'n bietjie ingaan in dit. Hierdie wyse manne was nie Jode nie. Hulle het nie God geken nie. Hulle het net gesien hierdie profesie wat waar geword het, wat in hierdie boek staan, en toe sê hulle maar kom ons gaan kyk. En kom ons vra gou, hoeveel wyse manne was daar gewees? Was dit nie 3 nie? Okay. Dit was 3 geskenke, maar ons sê, en hulle het by die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder gevind en neergeval en voor hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in die droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na die land teruggegaan. So weer eens, die wyse manne het gekom, hulle het soos 1000 kilometer geloop, soos van die Kaap af tot hierso, het hulle geloop om hierdie kindjie te vind. En dit het nie net 'n dag gevat nie, dit het weke, maande gevat vir hulle om daar uit te kom. En as jy nou dink, hierdie was wyse manne gewees. As jy kyk na die simbool van goud, en goud is 'n hoofmate van rykdom. In die ou dae, soos ons vind baie maklik, my ring is nou nie goud nie, maar baie ringe is goud deesdae. Jy kan by enige jeweler hierso instap, juweelwerker, en jy kry goud. Maar daai dae van Jesus tyd was goud skaars. En dit was baie gemeet op jou rykdom. Weens die skaarsheid was dit net 'n geskenk vir 'n koning. Goud was net gegee vir 'n koning as gevolg van sy heerskappy. So hierso kom die wyse manne wat heidene was, en hulle bring goud na Jesus toe. Om net weer te sê, dit is my die mees, ek wil sê, praktiese geskenk wat hulle kon gebring het vir Maria en Josef. Want om kinders groot te maak is nie goedkoop nie. Goud was nodig gewees om vir hom te sorg. En weer terug, maar Jesus as koning het hulle gewys, met goud het hulle gewys dat Jesus koning was. Hulle het gewys dat hy is die een wat ons koning gaan wees. Van die begin af wys God dat hierdie kind 'n koning is. Die wyses bring goud. Het jy al goud al vasgehou? Het jy al goud gesien? Het jy al seker goud gesien? Jy sien hoe goud lyk. Hy's mooi. Maar daai tyd was goud nie so mooi gewees nie. Goud was lelik geweest.
Hy het nog 'n bietjie paar plekke gehad wat hy soos ingeval het, so 'n paar swart kolletjies. Of miskien was dit net the golden nugget. Hulle het soos 'n bietjie nuggets gebring vir hom. Maar goud was goud. En om dit te kry, moes jy belangrik wees. En dis hoekom baie mans vir hulle vrouens 'n goue ring miskien gee, want die vrou is belangrik. Ek weet nie van julle nie, maar my vrou is belangrik. En so het hulle bewys dat hierdie kind 'n koning gewees. 1 Timoteus 6 vers 15. Sy Ekskuus. Byt gou vas. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en die enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heerders. He will be the King of kings and the Lord of lords. God sal die bestemde tyd dat almal dit op aarde sal sien. Maar waar ons in Kersies is en waar die wyse manne gekom het vir hom goud gegee het, hulle klaar gesê, hy is 'n koning. Hy is die koning van die konings. Amen. Amen. So die vraag is nie of Jesus die koning is nie, maar is hy die koning in al die areas van jou lewe? Ons almal sê ja, nee, Jesus is die koning van my hart. Maar wat van jou lewe? Is hy die koning van alles? Maar kom ons kyk gou, die Jode het 'n koning verwag. Hulle het 'n koning verwag wat in 'n paleis moet groot word. 'n Koning verwag wat mag het, wat invloed het, wat rykdom het. Dis vir die Jode verwag het. Hulle het iemand verwag wat op 'n perd gaan kom en hulle vrymaak van die Rome, die Romeinse heerskappy. Maar Jesus word gebore in armoede, in 'n stal. Hy word grootgemaak in Nasaret, waar niks blykbaar goed vandaan kom nie. En hy was 'n timmerman se seun gewees. Niemand het verwag dat daar 'n koning uit Nasaret sal kom. Niemand verwag 'n koning wat in so omstandighede was. Hulle sal ly eendag. En vir my en jou is eintlik vir ons baie meer opgewonde maak. En julle lyk so opgewonde vandag. Om te weet, ons hier is gekom as 'n mens, as 'n eenvoudige mens. Hy het nie gekom as 'n persoon wat in 'n paleis gebore was nie, hy was in 'n stal gebore. Wys dit nie net, ek wil sê, wat mense sê, plat op die aarde was hy gewees. Vir my en jou moet dit opgewonde maak, en hy is nog steeds ons koning. Niemand verwag dat 'n koning, hierdie koning, vir melaats gaan aanraak en hulle gesond maak nie. Niemand het verwag dat 'n koning prostituie gaan vergewe nie. Niemand het verwag 'n koning gaan tollenaars roep nie. Niemand het verwag dat 'n koning kinders sal seën nie. Niemand het verwag 'n koning sal met die godsdienstige leiers in konflik heeltyd wees nie. Dit is 'n koning wat ons dien. Hierdie koning het mense lief wat ander afgegooi het, wat hulle een kant toe gegooi het. Dis die koning wat hulle lief het. Anders, ek lees baie keer in die Bybel van wie het na Jesus toe gekom? Die armes, die weduwees, die kinders wat nie 'n ma pa gehad het nie. Dis wat wie na Jesus toe gekom het. Want hy was daar gewees vir die mense, en miskien voel jy so vandag. Jy voel een kant toe gegooi, jy voel dat niemand jou raak sien, maar ek wil vir jou vandag sê, daar's 'n koning wat jou raak sien. Daar's 'n koning wat die wyse manne gesê het, hulle het hom goud gegee om te wys hy's koning, en dit moet vir jou wees van, hy, hierdie koning het my raak gesien, en hy het my lief. Hy's 'n koning soos geen ander nie. En dit moet ons besef. Hy is nie 'n koning soos vir die aarde, wat die wêreld sê moet 'n koning wees nie. Hy is ons koning. Hy is die begin en die einde. Amen. Yes. En so het hulle ook verwag dat die Jode het verwag dat hy gaan inkom met 'n oorlogsperd in Jerusalem in. Ons het ons 'n Paasfees gevier waar hulle geskree het Hosanna, Hosanna. Wat hulle het geskree Hosanna, Hosanna, en 'n paar dae later skree hulle kruisig hom, kruisig hom. Hoekom? Ons het oor dit gepraat. Hulle verwagtings was nie, hulle kon nie die verwagting wat hulle gehad het oor die Messias, oor die een wat hulle gaan verlos, was nie geontmoet nie.
Hulle het hierdie groot verwagting gehad van wie hy gaan wees. Hy gaan met oorlog ons kom oorwin. Maar hy het gekom met 'n donkie om te wys die nederigheid en die genade wat hy het vir sy mense. Dit is wie ons koning is. En van daar af was hy 'n koning gewees wat vals beskuldig was. Hy was oorgegee om geslaan te word, bespot, hy was ontklee gewees. En daarna was hy gekruisig op 'n kruis. Die babatjie wat ons vier was toe gekruisig jare later, vir my en jou. En nog steeds op die kruis sê hy, Vader, vergewe hulle. Vader, vergewe die persone wat my partykeer te nakom. En dit moet my en jou hart wees. Hoe is jou hart oor vergifnis? Hoe is jou hart om mense te vergewe? Want Jesus was geslaan gewees. Sy baard was uitgetrek gewees. Hy het 'n kroon gehad, 'n mooi kroon nie, hy het dorings gehad. Ons het laas week gepraat, hierdie dorings was so kort horing, maar so draai gehad, wat in die kop ingegaan het. Dis die koning wat nog steeds geskree het, vergewe hulle. Hierdie koning oorwin, nie deur geweld nie, maar deur selfopoffering. En so word ons koning neergelê in 'n graf. En die steen word toegemaak. En ons dink nou, wel, alles lyk of dit verby is. Ons koning het gekom, hy het gesterf. En wat nou? Wat gebeur 3 dae later? Wat gebeur? Hy het opgestaan. Hy lewe. En dit moet ons opgewonde maak. Die babietjie wat gekom het wat so kom het op Kersdag, het gekom om vir ons 'n opoffering te wees, die lam van God. Het gekom. God self. Ek luister so in hierdie week, want hy sê, dit moet ons verstaan as Christene. Die heerser van die heelal, die ene wat buite tyd is, die een wat alles geskaap het met 'n woord wat uitgespreek is, het neergekom as 'n babietjie. Ons koning van die konings, die een wat begin en die einde is van alles, het neergekom as 'n babietjie. En hy het 'n lewe gelewe vir my en jou, sodat hy op daai kruis kan sterf. Vir wie? Vir my en jou. En dit moet ons opgewonde maak. Want ons koning is nie dood nie. 3 dae later is hy graf leeg. 3 dae later is daar niks in daai graf meer nie. En Willie praat al soos hulle Israel toe was, het hulle gedink, hulle gaan op die graf van Jesus kom, en hulle verwag hierdie 'n verwagting. Maar hulle kom daar so, en wat toe kry hulle? Daar's niks. Daar's niks in daai plek nie. Hoekom? Ons koning lewe. Amen. Julle moet opgewonde wees. Kersfees is nou om die draai, en ek hoop julle het die joyfulness van Kersfees al. Amen. Okay. So 3 dae later het hy opgestaan. Die kruis was nie net die einde nie, maar die pad van oorwinning. En ek glo jy soek ook oorwinning in jou lewe. Ek soek oorwinning in my lewe, in areas in my lewe. Maar onthou, daar's 'n koning wat alles oorwin het. En daai koning is by jou. Want die Heilige Gees is by jou. Vandag sit Jesus by die troon en hy regeer. En hy's reg om terug te kom. Hy wag net vir die Here, vir Vader om te sê, "Oké Here, ek is reg. Kom, sê vir my wanneer ek moet gaan en my kinders gaan haal." Is jy opgewonde? Julle klink opgewonde. Wel, kom ons kyk gou. Hy word genoem die koning. Jesus word genoem die koning. En wat kan hom genoem as die koning? Die koning van die Jode. En wat se ander konings was daar gewees? Kom ons kyk die reaksies van die ander konings, of die heersers, of die ryk, die mense wat invloed gehad het. Herodes was die koning van die Jode gewees. Hy was aangestel gewees deur die Rome. En hy het weerstand gegee teen die koning wat gebore word. Hy het gehoor die wyse manne kom na hom toe en hulle sê, "Waar is die koning wat gebore is?" Hy sê, "Wat se koning?" Hy sê, daar 'n ster uit 'n ster opgekom, en as jy die ster volg en ons gaan die koning vind.
Maar Herodes wil 'n ander plan hê. Hy het gesê, o nee, gaan na hom toe en kyk waar hy is en ek sal ook my eer vir hom gaan gee. Maar sy agterkop is van sê vir my waar dit is dat ek al daai babatjies gaan doodmaak. Hy net seker maak ek het hom. Herodes het weerstand veroorsaak. 'n Koning wat nie gehou het van om te hoor dat mense gesê het die koning van die Jode het gekom nie, of die Messias het gekom nie, want hy wil beheer gehad het en niemand sou vir hom sê wat om te doen nie. Herodes was vol trots gewees. Die godsdienstleiers, hulle het geweet van die profeseë wat daar was. Hulle het geweet wat Jesaja gesê het. Dat 'n kind van gaan gebore word. Hulle het geweet, maar nog steeds het hulle die koning nie geaanbid nie. Want dit was totaal anderste as wat hulle verwag het. Totaal anderste as wat hulle gedink het. Miskien het jy verwagting in hierdie feestyd van hoe Jesus moet wees en wat hy vir jou moet doen. Maar baie keer gaan dit nie altyd soos wat jy verwag kom nie. Hy gaan op 'n hele ander manier kom as wat jy nodig. Hy gaan op 'n manier kom wat jy nodig het. Amen. OK. Goed. En kom ons kyk, die derde is wat groot invloed gehad het, was die wyse manne. En wat het hulle kom doen? Toe hulle die ster sien, het hulle gegaan. As God vir jou 'n teken gee, as God iets vir jou sê, gaan jy of huiwer jy? Ek dink nie is die regte ster. Dit lyk soos 'n nuwe ster, maar ek gaan nie daai ster volg. Huiwer jy? Maar wat het hulle gedoen toe hulle daar aankom? Hulle het hom geaanbid. Die wyse manne het vir Jesus hierdie babatjie aanbid. En hoe aanbid hulle? Hulle het op hulle knieë geval en voor hom gebuig en gewys dat hy koning is. Wat beteken dit as ons buig? Wat beteken dit dat hulle voor hom gebuig het? Dit beteken oorgawe. As jy buig, dit beteken oorgawe. Jy onderwerp jouself en jy erken. Wanneer laas het jy 'n bietjie gebuig voor die koning? Wanneer laas het jy 'n bietjie in aanbidding gegaan voor die koning? En gewys. Ek glo en ek hoop jy doen hierdie Kersfees net een ding. Buig voor hom. En sê dankie vir hom. Dankie vir wat hy kom doen het. Dankie dat hy homself gestuur het. Elke mens moet besluit neem hoe hulle hierdie koning Jesus op hom gaan reageer. So wat is die vraag is, wat van jou? Wat is jou reaksie? Wat is jou reaksie teenoor hierdie koning? Is dit teenstand? Of wil jy heeltyd beheer hê oor jou lewe en oor wat alles jy wil hê? Of wil jy dit oorgee aan die koning van die konings, die een wat weet wat alles wat goed is, en gee vir hom oor? Of wil jy net sê, dit bestaan nie, dit is nie so die, soos die ryk of die godsdienstiges, die fariseërs. Gesê net, is nie so nie, is nie so. Of gaan jy wees die wyse man, en buig voor hom, en aanbid hom, en gee hom die geskenk wat hy soek. Jy wat 'n geskenk soek hy van jou af? Jou. Jesus soek vir jou. Hy is ons geskenk. Hy het vir ons gekom as 'n lewende, hy het vir ons gekom en so moet ons 'n lewende offer vir hom wees. Amen. Hoe moet jy opgewonde wees vir dit? Baie mense weet van Jesus, maar hulle ken hom glad. In Kerstyd hoor ons baie keer mense, hulle vier Kersfees want hulle vier Kersfees. Maar hulle weet nie wat dit beteken nie. Daar's baie mense wat eers weet wat Kersfees beteken nie. En daar's baie mense wat weet van Kersfees wat dit beteken, maar hulle besluit nog steeds om hulle eie goed te doen. Maar ken jy hom? Ken jy vir Jesus? Hy het nie gekom as 'n Kersverhaal nie. Hier is nie 'n mooi Kersverhaal wat ons vertel vir ons kinders en vir ons kleinkinders nie. Van 'n baba in 'n krippie en die diere was daar omgewees en is so mooi gewees en die engeltjies wat so gevlieg het. Dis 'n mooi Kersverhaal. Wat is die waarheid? Die koning het gekom.
Die koning het gekom. En ek hoop jy is opgewonde vir hom, want hy is die Here, hy is die begin en die einde, hy is die koning van die konings. Amen. Hy is sy kroon. Hy het 'n kroon verruil vir 'n kruis, sodat ons lewe kan hê. Hy het 'n kroon in die hemel. En jy moet opgewonde wees oor dit. Ek is opgewonde oor dit. Ek kan nie wag. En ons doen nie, ek bietjie vertel, ons doen nie eintlik kersies in ons huis nie. Ons doen nie kerspoop, ons doen nie kersvader nie, maar een ding wat ek graag my kind wil wys, is van 'n babatjie het gekom. En hy het vir ons gekom. Hy het vir ons kom sterf. En hy het aan 'n kruis gaan. Dis kom en hierdie kruis kan wegvat van Kersfees af. Kersfees wys na die kruis toe. Die Kersverhaal, alles wys na die kruis toe. En so moet ons opgewonde wees van hoekom ons Kersfees vier. Jesus, ons doen geskenke. Ons wil geskenke vir mekaar gee, want so het die geskenk na ons toe gekom. Maar so moet ons ook die geskenk gee vir hom, ons lewens, 'n lewende offer. Amen. Amen. Jy moet 'n keuse maak. Is Jesus die koning van jou lewe? Is hy die glorie? Is hy die koning hy is die koning van geregtigheid, hy is die koning van die ewigheid, hy is die koning van die konings. Hy kan nie geïgnoreer word nie. Of eenkant toegestoot word. Hy vra vir reaksie van jou af. Hy soek van jou 'n besluit. Hy soek van jou om 'n keuse te maak. Gaan jy nog steeds lewe soos jy nou lewe, of gaan jy verskil maak? Gaan jy 'n besluit neem nou? Want dis wat hy soek. En voor ons afsluit, wil ek ons uitdaging gee vir die week. En dis Kersfees tyd, en ek glo jy gaan 'n lekker geseënde tyd met jou familie hê. Maar probeer om hierdie te doen. Bid, Jesus, wees die koning van elke area van my lewe. Is daar area miskien in jou lewe wat hy nie koning is nie? Wat hy miskien net soos een kant is? Lees Matteus 2, 1-12, 1 Timoteus 6 vers 15 en Filippense 2 vers 5 tot 11. En doen. Leef onder sy heerskappy. Gee hom beheer oor jou lewe. Kies gehoorsaamheid en dien ander soos die koning wat gekom het om te dien. Jesus gekom, hy het gesê, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En daar miskien een ding wat jy kan miskien doen op hierdie Kersfees, of wees goed vir iemand. Gaan dien iemand. Nooi iemand oor na jou huis toe. Ons 'n paar mense wat oorkom na ons huis. Ons gaan lekker eet hê, ons gaan 'n lekker party. Maar hy is die koning van die heerlikheid. Hy is die koning van geregtigheid. Hy is die koning van die eeue. Hy is 'n koning soos geen ander. Jesus is die koning. Hy genees siektes. Hy maak blinde oë oop. Hy maak dowes hoor. Hy versterk die wat swak is. Hy red die wat ongered is. Hy herstel die wat gebroken is. Hy is 'n skuilplek in 'n tyd van benoudheid. Hy is die lig vir die wêreld, van die wêreld donker is. Hy is ons vrede. Hy is die lam van God. Hy is die Alfa, die Omega. Hy is die opstanding en die lewe. Goedheid, krag en genade gee hy vir ons. By hierdie naam vlug die duisternis. En in sy teenwoordigheid demone vlug. Die dood kan hom nie verslaan nie. Die graf kon hom nie hou nie. Jesus is koning soos geen ander. Wil hê jy moet hom ken. Hy wil hê jy moet hom ken. So nie bang wees nie. Nie bang wees om hierdie koning te ken nie. Want hy het genade. Sal jy hom teenstaan of nie? Sal jy hom ontken? Of gaan jy hom aanbid soos die koning wat hy is? Ons het nog gekyk hierdie 3 geskenke wat die wyse manne gebring het. En wat dit vir ons beteken vandag. Dit wys alles na Jesus toe op die kruis.
En dit wys dat hy ons koning is. Is hy die koning van jou lewe? Is hy die koning van jou kinders se lewe? Is hy die koning van jou kleinkinders se lewe? En as jy nog nie daarso is nie, moet jy 'n taak om te doen. Het jy 'n taak om te doen om te vertel van hierdie koning? Van hierdie ene wat sy lewe opgeoffer het vir my en vir jou. Sluit julle oë asseblief. So Vader God, ons sê dankie dat ons die Kersverhaal kan vier, maar met die wete dat die baba wat gekom het 'n koning was en is. Hy het gekom om vir ons lewe te gee, en lewe in oorvloed op die kruis. En Here, waar ons hierdie grootste geskenk gekry het van Jesus Christus, en waar ons in hierdie tyd gaan ingaan van Kersfees, Vader, laat ons fokus draai terug na die ware beginpunt van alles. Dis Jesus Christus wat vir ons gekom het, op die kruis gesterf het, 3 dae later opgestaan het. Hy's by die regterhand van die Vader en hy kom weer terug. Ons maak weer Jesus die middelpunt van ons Kersfees. So Here, ek bid vir elke hart, ek bid vir elke familie. Vader, waar ons in hierdie feestyd ingaan, waar ons gaan net lekker tyd saam met familie hê, dat ons nie van U vergeet nie. Maar inteendeel sal ons nader aan U trek in hierdie tyd. En Vader, waar ons Kersdag ook hierso by mekaar gaan kom, wat Jacques ons die mooi woord gaan gee van 'n Kersboodskap. Here, ek bid dat die mense sal kom. Dat ons sal kom en ons sal mense bereik wat die Kersboodskap moet hoor. Van Jesus Christus wat vir ons gekom het. En Here, so bid ek ook vir hierdie week wat voorlê, dat elkeen hulle harte sal neerlê voor die koning van die konings. Vader, dat sal neerbuig, soos die wyse manne neergebuig het en hom aanbid het op hulle knieë, dat ons by die tyd sal kom, op ons knieë sal kom voor die God, voor die een wat alles gemaak het. En voor hom neerbuig en sê, Koning Jesus, hier is ek. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie vir die jaar wat verby is. Dankie dat U my gedra het. Al was dit moeilik geweest, het U my gedra. En dankie dat U nog steeds die koning is van my lewe. En Vader, as daar enigiets is in my lewe, dat ek dit neerlê, een kant toe sit, en U die koning maak van daai deel van my lewe. So Here, ek bid dat die Heilige Gees se uitdaging op mense se harte sal sit om dit te doen, en om elke area in ons lewens wat nie deur die koning geregeer word nie, dat hulle sal op 'n plek sal kom en sê, Jesus, hier's ek. Hierdie area in my lewe regeer oor dit. En dat ons terug sal staan. Soos jy hierso vandag is en jy voel dat ek het eintlik 'n paar areas in my lewe wat eintlik ek moet oorgee vir die koning. Ek het eintlik areas in my lewe wat ek gedink het ook al nee, maar dis net my areas, ek weet nie te gee vir Jesus nie. Ek wil vir jou sê, ek wil vir jou eintlik uitnooi vandag, kom staan hier voor. En miskien as jy hierso vandag en sê, maar ek ken hom as 'n koning nie, ek ken hom net as 'n vriend of iets soos dit. En jy wil hom ken as 'n koning, wil ek vir jou net vra om vorentoe te kom, dat ons saam met jou bid, dat jy die koning van die konings net kan weer ontmoet. So as jy vandag hierso is, en jy het plek in jou lewe wat nog jy regeer, wil ek jou vorentoe nooi. So waar jy nou is, asseblief sluit jou oë. Ons sluit hierdie diens af. Here, ek bid dat U vir elke hart hierso sal oopmaak, waar hulle 'n tyd sal kom, waar hulle stilte tyd gaan hou, of waar hulle miskien net in 'n karrit gaan wees, waar hulle net musiek luister, of hulle met iemand praat. Heilige Gees, kom maak U teenwoordigheid so tasbaar vir hulle, dat hulle kan nie sê dit was nie U nie. Here, ek bid dat U elke hart sal ondersoek, soos Dawid vir ons sê, Vader, ondersoek my hart, wys in my hart wat ek moet verander. Nie persoon langs my nie my man of my vrou of my kinders nie, of my baas of die mense wat ek ken nie, maar Here, my hart, wys vir my wat ek moet verander. Want daar's 'n plek in my area wat U nie die koning is nie.
En Vader, help ons om U te maak die koning van ons lewens. En ons volle lewens, nie net die helfte of 3/4 of 1/8 nie, maar Vader, ons hele lewens. En Vader, waar ons in hierdie Kerstyd ook ingaan, waar mense miskien op die pad gaan wees en by na hulle families toe gaan, Vader, ek bid net 'n seën oor elkeen uit. 'n Blessing, Vader. En Vader, ek bid beskerming oor hulle uit, dat die engele vooruit sal stuur, om hulle baie gelyk te maak, Vader, en dat hulle elkeen in die kar sal klim, Vader, dat hulle sal bid, en vir U beskerming ook vra. En Here, ek bid ook vir die mense, soos Jacques ook gebid in die begin, vir ons ander gemeentelede, wat op die pad is, Vader, wat familie is, Vader, ek bid 'n seën oor hulle uit, Vader, ek bid 'n seën dat hulle hierdie tyd sal geniet, dat ons weer terug in hierdie Kerstyd, weer Jesus die middelpunt maak, en in ietsie nuuts kan openbaar in ons lewens. En ek bid 'n seën oor elkeen uit in hierdie feestyd, Vader. Ons dank U, Here, dat U ons koning is. Dat U die lam van God is wat vir ons gesterf het. En dat U ons hoëpriester is. En ons dank U, Vader, in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen, amen.